Goeiemôre gemeente en hartlik welkom by vanoggend se erediens. Vandag is 'n betekenisvolle dag in ons kerkjaar. Dit is nie net die begin van 'n nuwe kerkjaar nie, maar ook die eerste Sondag van Advent. Dit is 'n nuwe begin en as jou jaar dalk moeilik of uitdagend was, wil ek jou vanoggend daaraan kom herinner dat God se genade maak altyd nuwe beginne moontlik. Draai vir 'n oomblik om na iemand naby aan jou en sê vir hulle, goeiemôre, ons hoop is in Christus, Jesus. Nou Advent beteken die koms of aankoms. Dit is die tyd waarin ons nie net terugdink aan Jesus se eerste koms nie, maar ook met hoopvolle verwagtinge uitsien na sy wederkoms. En vanoggend is ons fokus op die woordjie hoop as tema en ons skrifgedeelte kom uit Romeine 15 vers 7 tot 13. Dis nie net hoop as 'n gevoel of 'n wensie, maar die Christelike hoop, daardie sekerheid gewortel in Jesus Christus, God se getroue beloftes en die lig wat in ons donker wêreld kom skyn. Ons steek vanoggend daarom ook die Christuskers aan, om ons te herinner aan dat Jesus is die lig vir die wêreld. Sy lig breek deur ons donkerte en bring hoop, nie net vir ons nie, maar vir die wêreld wat smag daarna. Waar sy lig skyn, daar word hoop gebore, en so steek ons ook vanoggend die hoopkers aan. Kom ons word vir 'n oomblik stil en ons dra hierdie erediens aan die Here op. Almagtige God, op hierdie eerste Sondag van Advent en aan die begin van 'n nuwe kerkjaar, kom ons met verwagting en hoop na U toe. Dankie dat ons in U teenwoordigheid mag stil word en U woord mag aanhoor. Maak ons harte ontvanklik vir U woord vanoggend, Here. Here Jesus, lig vir die wêreld, laat U lig oor ons skyn. Bring hoop waar ons moedeloos mag voel, vrede waar ons onrustig mag voel, en vreugde waar ons swaar kry mag beleef. Heilige Gees, kom maak die woord lewend in ons. Spreek, Here, want U dienaar luister. Ons bid dit in U Seun se naam ontwil. Amen. Ons woutem vanoggend kom uit Romeine 5 vers 1 tot 5. Ek lees daar: God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook nou in die swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Seun en van die Heilige Gees. Hy wat ons vul met hoop wat nie beskaam nie. Amen. Ons wetgedeelte vanoggend kom uit 1 Johannes 1 vers 6 tot 7. Ek lees vir ons daar. As ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in die duisternis, lig ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sonde bely, hy is getrou
en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van die ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leenaar en is sy woord nie in ons nie. Ek lees tot daar. Ons skrifgedeelte vanoggend kom daar uit Romeine 15 vers 7 tot 13 en ek lees vir ons uit die 1983 vertaling uit. Kom ons lees saam. Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Ek bedoel dit. Christus het gekom om in belang van die Jode 'n dienaar te word. Hy moes vir hulle die waarheid van God bevestig deur die beloftes wat die voorvaders ontvang het, waar te maak. Hy het gekom sodat die ander nasies God oor sy ontferming sou verheerlik, soos daar geskrywe staan. Daarom sal ek u loof voor die nasies en tot eer van u naam sal ek 'n lofpsalm sing. En elders lei dit, verbly julle aan die nasies, saam met sy volk, en prys die Here alle nasies, loof hom alle volke. En Jesaja sê ook, Isaia sal 'n nakomeling hê, hy sal opstaan om die nasies te regeer, op hom sal die nasies hulle hoop vestig. Mag God die bron van hoop, julle deur julle geloof, met die vreugde, vrede en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word, deur die krag van die Heilige Gees. Ek lees tot daar. Nou wanneer Paulus hierso aan gelowiges skryf in Romeine, doen hy dit in 'n tyd van onsekerheid. Die gelowiges in Rome was nie almal Jode gewees nie. Hulle het nie almal dieselfde geskiedenis en kultuur gehad nie. En natuurlik het dit spanning veroorsaak. Mense het gewonder hoe gelowiges van verskillende kulture bymekaar kan kom. Verstaan Christus ons werklik? Ander begin twyfel, is God nog werklik teenwoordig vandag? Dit was 'n wêreld vol politieke spanning. Daar was ook ekonomiese druk. Daar was onderdrukking van die Romeine. En daar was geestelike onsekerheid. En in 'n mate, as ons daar mooi daaraan dink, klink dit ook soos ons tyd in 'n sekere mate vandag hier in Suid-Afrika. Suid-Afrika is ook 'n land met verskillende kulture, tale. Ons het 'n diverse geskiedenis. Een van die dae vier ons geloftedag of versoeningsdag. Dis diverse geskiedenis. En daarbey kom nog die verskillende Christelike kerke en tradisies. Hierdie verskille is deel van ons identiteit. Maar dit bring ook soms daardie uitdagings mee. Tog herinner dit ons daaraan dat die evangelie nie net soos in Romeine 15 dat hulle groter is as ons verskille. Romeine 15 kom sê vir ons dat die evangelie is groter as ons verskille. En daarom skryf Paulus nie net sy brief aan Rome om 'n debat te voer nie, maar om gelowiges terug te roep. Om terug te roep na die woord, na Christus Jesus. As 'n mens na die gedeelte noukeurig lees, sien jy duidelik dat daar eer en lof aan God die hartklop van hierdie teks is. Sy woorde dra 'n herderlike toon. Dit klink amper soos 'n gebed wat herstel wil bring. 'n Stem wat harte wil genees. En dan hoor ons ook in vers 7 die kern van die boodskap. Hierdie gedeelte wat sê, aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Dit is nie bloot 'n opdrag nie. Dit is die evangelie self. Dit is die evangelie, dit is die woord van God wat dit vir ons kom sê. Christus het ons eerste aanvaar, selfs toe ons nog verlore was. Daarom kan ons mekaar ook aanvaar. Ware liefde begin nie wanneer ons mekaar verstaan nie, maar wanneer ons besef dat Christus ons eerste lief gehad het. Ek herhaal, ware liefde begin nie wanneer ons mekaar verstaan nie, maar wanneer ons werklik besef dat Christus ons eerste lief gehad het. Daarin
is die genade van Christus. Daarin begin hoop, en dit is waar Advent begin. Wanneer Paulus in vers 8 voortgaan, wys hy vir ons, dat Jesus nie net na die wêreld gekom het, as 'n leermeester, of 'n voorbeeld van goedheid nie, maar as die een wat die beloftes van God kom vervul het. Christus het gekom vir alle nasies, en veral ook vir Israel, om te bevestig dat alles wat God aan Abraham beloof het, alles wat God aan Moses beloof het, en wat gehoor was by Moses, alles wat Dawid besin het, alles waaroor Jesaja geprofeteer het, dit het waar geword in Christus Jesus. Hy is die vervulling. Hy is die vervulling van hierdie verbond. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Daarom aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Dit is presies wat Advent ons laat onthou. God is getrou, sy woord staan vas. Daarom kan ons hoop, Jesus het gekom. Jesus kom steeds na ons toe, en Jesus sal weer kom. Jesus is ons hoop, wat nie beskaam nie. Want, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Nou vers 9 tot 12 gaan verder, en Paulus haal hierso verskillende skrifgedeeltes aan uit die Ou Testament, om hierdie waarheid te onderstreep. Die evangelie was van die begin af bedoel vir meer as net Israel. God se liefde en reddingsplan is nie beperk tot een volk of nasie nie, maar strek oor grense, geslagte en tale heen. Paulus wys dat alle nasies God sal prys, juis vir sy ontferming. Daardie liefdevolle genade waar God se hart oopmaak vir alle mense wat dikwels misgekyk of uitgesluit word. Wanneer die skrif sê, prys die Here alle nasies, loof hom alle volke, dan hoor ons nie net 'n oproep tot 'n klein geloofsgemeenskapie, maar ons hoor 'n uitnodiging aan die hele mensdom. Ek herhaal, prys die Here alle nasies, loof hom alle volke. Alle volke. Dit is vir almal bedoel om die Here te loof. Die Here het vir almal gekom. Dit herinner ons dat die evangelie nie net 'n kerkbesittenis is, maar dat dit werklik waar God se geskenk aan hierdie wêreld is van ons. Daarom vier die kerk in Adventtyd net 'n mooi herinnering aan Jesus se geboorte in 'n krib en 'n ster in Bethlehem nie. Ons vier die vervulling van God se beloftes aan al sy mense. Die verhaal van hoop vir almal wat glo. Dan bring Paulus ons by vers 13, dis hierdie hoogtepunt van hierdie gedeelte, in die diepste verklaring van Advent, waar dit sê, mag God die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Hierdie vers is nie net 'n seënbede nie, maar 'n klaring van hoe hoop werklik waar werk. Hoop begin nie in 'n mens nie, dit begin in God. Ons word nie geroep om te probeer hoop hê nie, maar ons word uitgenooi om die hoop te ontvang. En God bring daardie hoop vir ons, deur Jesus Christus. Hoop is nie 'n gevoel wat ons kan opwek nie, maar dit is 'n geskenk van God, wat God kom plant hier in ons harte, deur geloof, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Dit rus nie in wat ons voel of verstaan nie, maar in wie God is. God is getrou, God is teenwoordig, God is liefdevol,
En God is volmaak in sy beloftes aan ons. Hoop kyk nie weg van ons donker tye nie. Dit maak nie of alles ook reg is nie. Hoop kyk die donker in die oë en sê, die donker praat hard, maar dit het nie die laaste woord nie. Christus Jesus het. Paulus wys verder dat hoop nie alleen staan nie. Dit bring vreugde en vrede mee. Hierdie twee is nie net emosies nie, maar die vrug van Christus se teenwoordigheid. Vrede beteken nie dat alles in my lewe perfek is nie. Dit beteken dat God se goedheid groter is as my omstandighede. Vreugde beteken nie ek voel altyd vrolik nie, maar dat ek daardie innerlike sekerheid het dat Christus naby is. Al voel my hart soms swaar. En dit is nie verkeerd om soms so te voel nie. Maar weet net dit, Christus is naby. Christus is teenwoordig. Dis die soort vreugde waaroor Jesus self gesê het, ek gee julle my vreugde en my vrede, en niemand kan dit van julle af wegneem nie. Hierdie vreugde en vrede is nie dinge wat 'n mens kan maak of kan namaak nie. Dit kom deur geloof, dit word gevorm deur die Heilige Gees binne in ons. Dit is waarom Paulus hoop verbind aan die Heilige Gees. Want sonder hom is hoop maar net 'n wens, maar met hom word hoop 'n sekerheid, 'n vaste wete dat Christus is groter as alles wat ons bedreig. Waar hoop groei, verskyn vreugde. Waar hoop groei, vestig daar vrede. Waar hoop groei, word liefde sigbaar. Liefde vir God, liefde vir ons naaste, liefde vir die wêreld waarvoor Christus gekom het, vir alle nasies. Liefde is die bewys van 'n lewende hoop, nie 'n gevoel van wat kom en gaan nie, maar 'n manier van leef wat gewortel is in Christus se liefde vir ons almal. Liefde dra mekaar, liefde verbind wat gebroken is, liefde ontvang ander soos Christus ons ontvang. Hoop, vreugde, vrede en liefde is nie los drade van mekaar nie. Dit is die 4 drade van Christus se teenwoordigheid wat 'n geloofsgemeenskap kan saambind en saambind. Daarom is Advent nie net 'n tyd van passiewe wag nie. Dit is nie net 'n tyd wat ons net passief moet wees nie, maar is 'n tyd van verwagting. Ons wag nie in onsekerheid nie. Ons wag met geloof. Ons wag nie omdat ons weet Jesus het gekom nie. Jesus is steeds hier. Hy is steeds deur sy Gees in ons teenwoordig en Jesus sal weer kom. Ons leef tussen die eerste koms en sy tweede koms. Dit maak ons nie passiewe toeskouers nie, maar dit maak ons draers van hoop in hierdie wêreld. Die wêreld mag donker voel, maar God span steeds sy reënboog van beloftes oor alle nasies. Advent herinner ons dat God nie sy verbond vergeet het nie. God het nie vergeet van ons nie. Hy bevestig dit deur Christus en hy laat dit leef deur sy Gees. Paulus se gebed word daarom ook ons gebed. Mag God, die bron van hoop, deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Hierdie gebed is 'n uitnodiging, 'n belofte en 'n seën. Dit roep ons nie net om hoop te voel nie, maar om dit werklik waar te leef. Om vredemakers te wees, om vreugde te versprei en om God se liefde sigbaar te maak in hierdie wêreld. Om draers van hoop te word, soos 'n reënboog na 'n storm, soos 'n lig wat deur die donker skyn, wat die donkerte oorwin. Soos 'n gemeente wat saam getuig. Christus het gekom,
Christus is hier en Christus sal weer kom. Daarom kan ons met oortuiging bely in hierdie adventstyd. Jesus is ons hoop, ons vreugde, ons vrede en ons liefde. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Vader, ons dank U vir die woord wat U vanoggend tot ons gebring het, Here. Hierdie woord wat vanoggend met ons kom praat het, Here. U praat met ons deur Paulus wat vir Romeine 'n brief geskryf het. In 'n tye van onsekerheid en verdeeldheid en waar hulle ook baie vrae gehad het. Kom U en U herinner ons ook dat U is steeds teenwoordig. U is getrou. U het ons eerste lief gehad. Here Jesus, U het gekom vir elke volk, elke taal, elke mens. U laat die evangelie, Here, grense oorsteek. En U laat genade oor mense stroom, na die wat so maklik, na mense wat so maklik misgekyk word in hierdie wêreld. Dankie dat U ons eerste aanvaar het, selfs toe ons nog nie verstaan het nie, selfs toe ons nog verlore was. Leer ons om mekaar met dieselfde genade te ontvang, sodat U geëer word. Heilige Gees, kom vul ons, soos Paulus gebid het, met alle vreugde en vrede deur die geloof, sodat ons hoop sterker kan word deur U krag wat in ons werk. Plant hoop diep in ons harte, nie as 'n wens nie, maar as 'n sekerheid wat nie beskaam nie. Here, gee dat ons nie net oor Advent praat nie, maar dat ons Advent sal leef, dat ons draers van hoop sal wees, Here, in ons huise, ons werksplekke, in ons land, Here. Laat vreugde sigbaar word in ons gesigte, laat vrede hoorbaar word in ons woorde aan mekaar, en laat liefde merkbaar word in ons dade. Here, ek kom bid dit alles in U Seun, Jesus Christus, ons Verlosser en ons hoop, se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan dan uit en leef hierdie hoop. Mag die oorvloedige genade van God die Vader, die liefde van Jesus die Seun, die lig vir die wêreld en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met julle wees waar julle ook al mag gaan. Amen.